ek's Lisa met die rooi hare en ek kyk die Mommy Club van die Hoofstad sodat jy nie hoef nie. En welkom by my episode 3 recap. Ek drink vandag 'n Simmons Vlei Pinotage, 'n lekker sware want hierdie episode is 'n taffe een. Okay, dit was 'n bietjie underwhelming. Wow. Okay, nou is ek reg om met die episode te begin. So right, dis 'n nuwe week en Johan 3 verjaar. So sy en Tessa gaan drink 'n koffie. Ek voel so spesiaal dat sy my genooi het. Ek voel klaar spesiaal en my man het my so lekker bederf vanoggend. So ja, die dag kan net beter raak. Honey, you've got a big storm coming. En hulle discuss nou wat moet hulle doen vir die aand. Ja, so wat gaan ons doen vir jou So, birthday? Ek wil hê ons almal 'n bietjie dress. Okay, asof dit nie maande terug al beplan is nie. Moonshot is 'n vibe. Ek was nou nog nooit daar nie. Nee, dis So, regtig 'n baie vibe. Dis baie nice. En Tessa vis dan uit oor die vibes by Bounce nou die dag. Jy het nie vir my lekker gelyk gister nie. Was jy what's Dit cooking? was maar net iets wat ja, ek het net goedjies uitgesorteer. Maar Johan is nee, dis chill, moenie worry nie. Maar dit was nie major nie. Niks wat nie kan nie. Dit was nie so groot ding nie. Maar basically sê Johan sy wou nie stir nie. Ek was regtig nogals bietjie taken back toe jy my bel oor die hele Crystal en Ansu saga. Maar ek wou nie hê jy moet dit sien as wat ek wou gestuur het of iets nie. Nee, Omdat sy kon 'n chef hier om dit vir haar te doen as sy wou stir. in die vervolg het ten minste die balls om vir Ja. my direk te sê dit pla my. En om hulle chat af te sluit oor ons, Johan en Crystal gaan ook gaan chat. Ek gaan vanmiddag bietjie by Crystal 'n draai maak. Okay. So, Dis definitief 'n vibe, Maar is sy 'n lekker vibe? That's the question. maar regtig ken jy nou jou worth, regtig. En dan kuier die maatjies weer. My maatjies kom kuier vir my so 'n bietjie vandag. So Ansu en 'n ander vriendin, maatjie, gaan kuier dan by Crystal van der Burg op haar site. En my pa is besig om 'n shopping center te develop in Pretoria East. Ek bedoel, wie se vriendin bou 'n shopping center, myne doen. Dan gaan niks op haar site, honey. Maar daar's nie baie construction wat op die oomblik aangaan nie. Blykbaar wil hulle 'n mall bou, maar daar's 'n endangered mall. So daar's mos 'n rare, almost extinct mall in hierdie area, soos 'n Golden Mall. You can't write this shit. In 'n geval, die outfits. Ek, Janine en Crystal het swaat gelyk. I mean, ek match 'n bietjie. Nope. My klere sit nie daar so by styf genoeg nie. En ons het dit nie beplan nie. Ons almal trek net altyd toevallig dieselfde aan. Maar basically staan hulle net in gesels oor die gesturdery. Wat gaan aan in julle lewens? Ek weet almal is nie maatjies nie, maar what's happening? Ag maatjie, ek kan nie deel nie. Wat is like elke keer as iemand sê stir, honestly. Ek het niemand nodig om my fight vir my te fight nie. Verstaan jy wat ek Ja. probeer sê? Dis 'n bietjie vir my stir. Soos jy stir. Hoekom moes sy gaan stir hê? Daar's twee goed wat my baie kwaad maak. Dit is as iemand my kopie en as iemand stir. Okay, hier is die fyn wat mens moet down nie. En ons hoor ook dat Ansu is nou ontstel. Okay, so nou die dag, toe sien ek het julle nog nie vertel nie. Want Johandri het haar Instagram naam gaan verander na Fitmom. So nou die dag, toe ek op Instagram, Ja. toe sien ek Johandri het haar Instagram handle verander na Johandri Fit Mom toe. Jy joke. En dit is Ansu se ding. Nee, en jy is Ansu the Fit Diamond Mom. Hoe durf sy? Dis ek soos dis beweerd. En toe ek vir Johandri konfronteer en sê, maar ek haat dit as mense my kopie. Toe verander sy haar naam terug na Johandri Johnson toe. How dare she? What? WTF. Okay. Dis 'n frustrerende situasie. Jammer. Hektiek. En Crystal moet nou gaan uitfigure, jy nou wat gaan vir wat daarso. Ag maatjie, ek dink wanneer jy haar sien, moet jy dalk maar net met haar praat en vir haar vra soos hoekom doen sy wat sy doen? Ai, die drama. Vat my terug skool toe. Was fun. Dan outfit change vir Tessa. Ek is die enigste kind, so vir my is dit lekker om saam met my ouers te kan braai. Sy gaan kuier as 'n bietjie by haar ma. Ek is so bly julle het vir my kom kuier. Hallo my liefling. Maar wag, pos. Het julle hulle ketel gesien? Is 'n smegketel. Hoeveel kos hy? R14,000 vir 'n ketel. Anyways, en hulle het ook die toaster. So dit is plus nog R40,000. Okay. Dis moeilik om te digest.
In elk geval, so Tessa keer bietjie by ma. Kyk, ons val gewoonlik daarin wanneer ons almal bietjie gatvol vir die dag is en ons kort ook net bietjie liefde van my ma af. Ons hoor sy is ook die enigste kind en nou maak jy die volgende scene ook sin. So toe ek 18 was, toe bou my ouers vir my hierdie woonstel op ons erf. Nou bou my pa vir my 'n huis in Mooikloof. So Tessa en haar ma kyk na planne van 'n huis wat Tessa se pa vir Tessa wil bou. Ek het seker ek het genoeg plek vir my klere want op hierdie stadium in my pophuis gaan dit nie goed nie. Ek het my goed. Love dit vir haar. En ja, ek is heavy excited. Kom ons gaan nou. So Johandri daag dan nou op by Crystal van der Burg se huis. En Johandri dink sy's net nog vir 'n lekker tyd. You know, dis op B-day. Ek dink dit is net om my verjaarsdag ook te celebrate en net mekaar beter te leer ken. Honey, you've got a big storm coming. Hallo, hoe gaan dit? Dankie. Ja. Met jou, jy lyk mooi. Dankie, jy kan inkom. So hulle sit bietjie en eet hulle woelie splatter. En immediately begin Crystal. Wat is net, however, ietsie wat ek net met jou wil Kom chat. ek nou by dit wil uitkom en met jou praat ek wil daaroor. net graag met jou praat oor ietsie wat bietjie swaar op my hart is en ek hou net nie van sekere goeders nie. So, sy sê vir Johandri weer eens, sy voel Johandri stir. Dis nie lekker vir my om te weet jy het tog gebel nie. It's like you stirring. Verstaan nie? Ek wil nie so dis voorkom nie. agteraf. So dit En Johandri verduidelik sy het dit regtig nie so bedoel nie. Dit was 'n heel onskuldige oproep geweest. En toe kom ek mos nou vir albei voor as 'n skinderbek. En Crystal begin dan ook al glo en sy sê, ja, okay, ek het verkeerd verstaan. En toe sê ek livered. Ek is bly ons chat Maar ek oor luister want dit hoor. hoe dit voorgekom het, ek was livered. Dis nie 'n woord nie. Dit het vir my baie agteraf voorgekom. Maar ja, finally is die air cleared en hulle is oor dit. Ja, maar dis ek fine. sê maar net vir jou. Let bygones be bygones. Dankie tog. It's daar. Ek het al lankal van dit nou vergeet. Nou dink ek jy's baie cute. O nee, wag, Crystal voel nog steeds sy manipuleer haar. En gaslight haar. It's a little bit coming across as manipulation and gaslighting. Okay. If you don't click with someone, you don't click with someone. There's nothing wrong with that. En Crystal sê sy dink Johandri moet iemand gaan sien sodat sy kan uitfigure wie sy is. Dit gaan goed wees as sy iemand gaan sien dalk rondom dit wat haar gaan help to heal. Wow. She's only got mommy and she's only got being a wife. Is nie. Sy het haar fitness page ook. In elk geval. Cheers vir new adventures en 'n nuwe begin. Okay. En baie lekker kuiers, nog baie bottels wyn. Daarna is dit dan Tessa en Ansu weer vir 'n chat. Sissie, kyk wie's hier. Hallo. Arme Tessa werk oortyd in hierdie episode. Want julle wonder dalk, "Waar's Louise? Wat's ons favorite?" Sy's in die Kaap. O, hoorie, lekker. Ek kan nie wag tot jy terug is nie. In 'n geval, Tessa en Ansu begin by die begin waar alles begin het. So kom ons begin by die begin waar alles begin het. Dis wat ek nou net gesê het. Hoekom kopie jy my? Ja. So, En basically, Ansu se issue is met Johandri. Ek kyk ook maar eintlik net uit. dit pla my nie. Maar wat my begin pla het is dat Johandri dit die hele tyd opgebring het. En ek dink ons definitief 'n dieper underlying issue daar. En ek verstaan nie hoekom sy dit doen nie. En Ansu praat dan nou weer oor die Instagram goed, maar kyk, Tessa se gesig. My goed is fit, mam, op Instagram. Dis ek verstaan nie hoekom met Maar dan hoor ons daar is ook beldrama met Johandri en iemand anders. Vandag was ek gekonfronteer deur iets wat Johandri weer gedoen het en dit is 'n similar storie. Alweer nog 'n dramaatjie. En Tessa ken hier 'n ander girl. Een van my beste vriendinne is Jy weet dit was nie met wie ons nou hierdie fight gehad het. Ek en Johandri. en daar wil Ansu van haar poef afval toe sy sê, maar dis dieselfde persoon met wie ek nou net in 'n soos 'n skreeugeveg was. So okay, om dit te probeer opsom, klim op probeer. Daar's 'n ander girl betrokke wie se naam hulle Bleep. Johandri het letterlik vir my vandag oor die foon gesit. Is nie my vriendin nie. So 1 is sy famous en 2 ons gaan haar nou Sandra noem. Okay. So Sandra het goed gesê oor Johandri. Toe kla Johandri daaroor by Ansu. Toe sê Ansu, maar ek tog jy, Johandri en Sandra is maatjies. Toe sê Johandri, nee, ek en Sandra is nie maatjies nie. En toe bel Ansu vir Sandra en vra, "Listen, hoekom sê jy hierdie goed? Julle is nie eens vriendinne nie." En toe sê Sandra, "Nee, maar ons is vriendinne." En Ansu sê soos, "Hoekom lieg jy vir my en sê julle is nie as julle is?" En soos Soos ek voel, weet jy wat? Weer eens hier wys jy vir my hoe jy situasies verdraai. Jy sê een ding en dan die oomblik as jy gekonfronteer word, sê jy iets anders en ek kan dit nie meer vat nie. ek's confused. Wie's nou vriende met wie? So. Want ek is gewoon confused. Same girl.
Same. Ons hoor deur die hele situasie het Anso en Johandri mekaar geblok. Toe druk ek die vinger en altyd se ore dood. Ek het Johandri geblok. Ek wil nie verder met jou praat nie en sy het net aangehou en aangehou en aangehou te blok ek haar. Drama! Welkom by Mamas met Drama Club. Anyways, dan is dit nou finally tyd vir Johandri se partytjie. Ja, kom ons kyk maar wat gebeur. Shit's going down. Okay, side note, ek dink nog steeds nie hierdie is hulle actual verjaarsdagpartytjies nie, dis net vir die show obviously. Maar almal daag nou daarop. En staan dit in hulle kontrakte dat hulle almal 'n video in die huisbak moet neem. Vrou net. Hey, Louise is terug! Veel geluk, lieve maatjie. Woe woe woe. En sy lyk gevaarlik. Ag, ek is 'n crime scene. En laastens daag Anso daarop. En soos wat sy daar opdaag, is dit tense. Toe Anso inkom, toe is daar iets in die lug. You can cut the tension with a knife. Die anticipation is real. Ek sit daar met sulke groot oë. So hulle sit daar awkwardly in ou box, small chat. Ek hoor ek het baie goedjies gemis. Ja, ek het nie regtig alles wat jy gemis het nie. En Louise probeer dan uitfigure, what happened? Hoekom is dit tense? Nou, weet jy wat iets wat gebeur het? Nie nou onlangs nie. Maar niemand se botox sê enigiets weg nie. Louise is 'n skierige aggie, sy wil alles hoor. Totdat sy dan die vraag aan die hele groep stel. So toe vra ek die vraag. Ek hoor daar was drama. En ek wil graag weet wat gaan aan. En toe spat die En toe ontplof die bom. ja, want nou wil almal weet, hoe weet sy daar was drama? Wie het vir haar gesê? Wie het nou weer iemand gaan bel? Sy het iewers gehoor dat daar drama was. Hoe weet Louise van die drama? Sy was weg. En ons weet dit was Tessa. Daar is drama. Let's just say, daar's nou ander drama met hulle twee. Right. Ons het nie vir haar die hele storie vertel nie. Volgens my is dit opgelos want ek het by Christel gaan koffie drink en ek het Anso gepraat die aand. So volgens my, ek weet nie van wat se ander admin gebeur het nie. Maar dan, en ek haat dit om hierdie woord te gebruik, stir Tessa. Bring nie aan foute. Bring nie groot drama op. Tessa, stop dit. Jy kan maar. Wat? Nee, jy kan sê wat jy wil. Nee, ek sê vir sy met haar hart oopmaak, verstaan? Dit is nie wat ek gesê het nie. Mens gaan niks resolve. En ek weet As jy dit, nie- ek is heeltemal hier in die donker. En dan go Anso en Johandri alweer. Ek en Johandri het actually gister 'n verskriklike groot bekleierery gehad, sodat ek vir gesê het ek wil nie weer met jou praat nie. Hierdie is 'n shit show. Yep. En weer eens, dit gaan oor Johandri wat sê Sandra is nie haar vriendin nie en Anso wat dink sy jok. Die persoon wat die fight veroorsaak het 'n verskriklike storie van Johandri vertel. Ek het Johandri gebel en ek het gesê ek dog dit is jou vriendin. Toe sê ek nee, sy is nie my vriendin. Toe vra Dis nie wat jy gesê het nie, Johandri. my foon. Man, Jy het my nie kans gehad gee om te praat, jy druk die foon in my ore dood. Ek voel iemand moet vir my 'n prentjie kom teken en vir my sê daai enetjie en daai gesê en want niks maak vir my sin nie. Same, kom teken sommer hierso ook. Om met jou eerlik te wees, voel dit vir my of dit so bietjie hoërskooldrama is. Maar Tessa probeer dan dinge so 'n bietjie settle. Ek wil net sê, is hierdie ander vrou die moeite werd om nou met Nee, mekaar dit te is nie. beklei? Want Dit is glad nie en dit Die is wat ek wil beginsel sê. vir my is Maar dit help nie. wees eerlik, moenie stories aandra nie. Weet jy wat het ek gister vir jou gestuur, maar jy het my geblok, so ek kon nie geweet jy dit sê nie. Het julle mekaar geblok? Ek het haar nie geblok nie. Ek kan vir die voice notes Ek het haar geblok want ek het gesê ek wil nie verder met haar praat Weet jy nie. vir wat sien ek so uit, nê? Dat jy moet hoor hoe mooi praat ek van jou. En dan op daai noot eindig die episode met 'n to be continued. Regtig, moet ons mekaar in 'n blok op social media. Dit is die kinderagtigste ding ever. Kom ons wees eerlik, dit is nou eers episode 3 en dit gaan al so. Teen die einde van hierdie seisoen gaan niemand meer met mekaar praat nie. Maar ja, dis dan dit vir die episode. My wyn is klaar, so die video is klaar. As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer met nog 'n Mamas van die Hoofklub Stad Club recap. Dis al van my kant af. Bye!